Okay, so ons sal vandag wees by Romeine 11. Nou om vir julle so vinnige terugblits te gee, ek het die mooi Afrikaanse woord gekry eventueel. Ons het die laaste 2 weke gekyk na Romeine, eintlik 3 weke as ek reg is, 9 tot 10. Want 9 tot 11 val so vorm dieselfde eenheid wat Paulus hier so aanspreek en hy praat in 'n groot mate met die Israeliete. Maar baie van dit wat die Israeliete gedoen het en wat op hulle van toepassing was op ons ook van toepassing of is op ons van toepassing vandag. Nou Romeine 10 het Paulus 'n paar dinge vir ons uitgewys wat eintlik kosbaar was en die een ding was dat opregtigheid gaan jou nie red nie. Jy kan hoe opreg wees, jy kan hoe reg lewe, maar as jy nie 'n verhouding met God het nie, is jy nie gered nie. Dan het hy ook vir ons gewys, ywer gaan ons nie red nie en goeie werke gaan ons nie red nie. Dis slegs geloof in Jesus Christus wat verlossing bring. Hy het ook vir ons gewys dat ons moet die evangelie gaan verkondig. Hy het daai woorde gebruik wat hy sê, hoe mooi en hoe lieflik is die voete wat die evangelie vir die mense bring. Dit kom daarop neer, ons hoef nie gimmicks te gebruik nie. Ons het die woord van God en die woord van God is genoeg. Dit is wat ons moet doen en dit is wat ons vir mense moet gaan leer. En van die waarhede wat hy aangeraak het ook, hierso so teen die einde van Romeine 10, het hy gesê, jy weet, daar meer gekom, ons kan kerk toe kom, ons kan bid, ons kan Bybel lees, ons kan opreg wees en nog steeds verlore wees en nie 'n verhouding met Christus hê nie. Dis nogal hartseer vir my as ek moet dink, mense sit soms in kerke en ek dink hulle is partymal onder die illusie, hulle dien God, maar soms dien hulle 'n weergawe van God wat hulle in hulle eie verbeelding eintlik geskep het. En dis belangrik dat ons altyd na die woord toe gaan en die tekste en die skrif moet ons maatstaaf wees. Niks meer nie, niks minder nie, geen sekulêre boeke nie. Dis die woord van God en die woord van God alleen. Nou vandag gaan ons bietjie kyk na Romeine 11 en hierso is 'n paar interessante vrae wat Paulus hierso vra en dan ook vir ons beantwoord en die een is, ek wonder hoeveel van ons het al gewonder, het God al ooit sy plan verander? Of as dinge nie lekker uitwerk soos wat ons wil hê dit moet uitwerk nie, of as mense God verwerp, het hy dalk geval. Nou julle sal hoor, daar was een keer 'n predikant gewees wat inteendeel die grootste godslasterende woorde in 'n kerk geuit het wat ek al gehoor het, wat hy gesê het, die grootste failure in die Bybel is God gewees. As jy ooit 'n predikant so iets hoor sê, dan gaan ek vir jou amper sê, moenie jou TV stikkend gooi nie, maar sit hom ten minste af. Want God se plan is altyd perfek. Al sien ons nie en dit gebeur nie soos wat ons wil hê dit moet gebeur nie, God is nog steeds perfek en hy val nooit. En dis die antwoord wat Paulus vandag vir ons gaan gee, wat hy gaan sê, onthou nou, die fout lê nooit by God. Die fout lê by die valbare mens. Die fout lê by ons. Ons wil soms so graag die Here blameer as dinge skeefloop. Sonder om 'n bietjie introspeksie te doen en te sê, kom ek kyk na myself. Het ek nie dalk dom besluite geneem nie? Was ek nie dalk ongehoorsaam gewees nie? Of is hierdie pad waardeur ek moet gaan nie deel van God se groter plan nie? Moet ek nie dalk eerder vir die Here begin vra, wat moet ek hieruit leer, as wat ek God die hele tyd bevraagteken terwyl ek myself vind waar ek is nie? So Romeine 11 vers 1 tot 10 gaan ons eerste gedeelte wees. Vir dies wat saam my soontoe wil blaai, anders kan julle agter my kyk. So dit sê vir ons, ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie, want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham van die stam Benjamin. God het sy volk wat hy van tevore geken het nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie? Hoe hy by God optree in Israel en sê, Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek en ek alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Hierdie was inteendeel op 'n punt waar Elia gekom het wat hy gesê het, eers hy weet nie meer of hy besig is om die regte ding te doen nie. Hy is vreesbevange. Hulle maak al die profete om hom dood. En dan sê dit, maar wat sê God spraak aan hom? Ek het vir myself 7000 mense laat oorbly wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit werke nie, anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie, anders is die werk geen werk meer nie. Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie. Maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. Soos geskrywe is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. En Dawid sê, laat hulle tafel vir hulle soos 'n vangnet en 'n stryk en 'n struikelblok en 'n vergelding wees.
Laat hulle oë duister word om nie te sien nie en buig hulle rug vir altyd krom. Nou hierdie is nou nogal baie om eintlik uit te lê, maar die een ding wat ons hieruit kan vat is, God is nog steeds aan die werk. En hier kan ons gesien het, daai tyd het sekere Israeliete besluit, hulle draai hulle rug op God. Hulle wil nie vir God luister nie, maar dan sal ons hierso sien in hierdie gedeelte, sê Paulus eintlik, maar dit het God nie verbaas nie. Hy het geweet dit gaan gebeur, want dit was eintlik deel van sy groter plan gewees, en ons gaan nou sien dat ons moet dankbaar wees dat dit is hoe sy plan uitgewerk het. Want Paulus gebruik homself as 'n voorbeeld, en hy sê, as dit is dat God sy rug op sy volk gedraai het, wat dan van my? Is ek nie vir julle 'n voorbeeld van iemand wat tot inkeer en tot bekering gekom het nie, wat vir julle wys, al is daar mense, wat nie na God wou luister nie, het God nie geval nie. Want daar is sekere mense wat tot bekering kom, en dan gebruik hy die voorbeeld van die 7000 wat nie hulle knie gebuig het nie. So al het dit op daai stadium gelyk, of alles uitmekaar uitval, dit het gelyk in Elia se tyd vir hom, of God se plan besig is om te val, want Here, ek is hier om u werk te doen, hulle moer ons almal uit. En dan sê God eintlik vir hom, maar dit is deel van my groter plan. En soms sê God dit vir ons ook. Dis deel van my groter plan, jy moet net rustig raak en dit nie noodwendig bevraagteken nie. Nou Elia het op daai stadium gedink, God gaan hulle almal uitwis, en dan sê Paulus hierso nee, maar daar was 'n oorblyfsel wat God vir homself uitgekies het. God het 7000 mense geweet, hulle gaan die 7000 wees wat nie hulle nie gaan buig nie. En as jy nou in die Ou Testament gaan kyk, daar was baie druk gewees op mense wat vir God gestaan het. En dit is waar daai mooi verhaal van Sadrag vandaan kom, want daai 3 manne gesê het, ek sal my knie nie buig nie. En dit is wat God soms van ons vandag nog verwag. As die wêreld besig is om vir ons te sê, ons moet dinge begin aanvaar, want dis uit liefde uit. Ons moet dinge begin aanvaar, want die tye het verander, dan sê God vir ons, ek het nog steeds nie verander nie. Ons moet nog steeds bereid wees om op te staan, al is dit die onpopulêre posisie om te neem. Al is dit die posisie waar ons gekritiseer gaan word. Nou, hier is een ding, en ek het al soveel keer vir julle gesê, dis belangrik dat ons skrif te ken. Want hier haal Paulus 'n Psalm aan, en ons sou gesien het in hierdie Romeine, doen hy dit 'n paar keer. Romeine 69 vers 23. Bid Paulus hierdie oordeel oor hulle, en dit is nou die mense wat nie wou luister. Ek wonder ek soms, hoe sal sekere van ons mede volksgenote reageer, as ons ook so oor hulle moet bid. Laat hul tafel voor hulle vangnet wees, en vir hulle wat sorgeloos is 'n stryk. Laat hulle oë duister word, sodat hulle nie sien nie, en maak dat hulle heupe altyd deurwankel. So eintlik sê Paulus hierso, Here, as hulle nie vir u wil luister nie, dalk moet hulle voel. En weet julle, soms wil ons nie vir God luister nie, en dan voel ons, en dan word ons kwaad vir God. Maar as dit hoeveel keer ons eie toedoen, dat ons voel wat ons voel, omdat ons nie gehoor gegee het aan wat God se woord eintlik vir ons sê. Nou ek kan vir julle sê, net soos Paulus tot geloof gekom het, is dit wat ons wat hier sit, is 'n bewys van dit. Want julle besef, as die Here se plan nie volmaak uitgewerk het nie, want hy het vir ons in sy skrif gesê, net bietjie voor dit, hy gee vir die heidene die geleentheid om 'n verhouding met hom te kom, sodat sy volk jaloers kan word, en dalk ook dan sê, ons wil hierdie Here dien. Deur dit gee God vir ons die geleentheid, en julle weet, ons is 'n getuienis dat sy plan het eintlik uitgewerk. Want ons kon by God uitkom. God het nie gefaal nie. En ons wat hier sit is 'n bewys van dit. Ons wat hier sit is 'n bewys dat God is nog steeds aan die werk, maar ons moet besef dat ons wat gered is nie 'n prestasie nie. Dis nie iets wat ons reg gedoen het nie, dit is God se genade en God se genade alleen. Dis die Here wat bewerk het dat ons hier kan sit, dis nie uit ons eie uit nie. Weet julle, en dan kyk ek hierso waar hy sê, en nog 7000 wat nie gebuig het nie. Daar is altyd 'n oorblyfsel. En ons kan God dankbaar wees vir dit vandag. Daar is altyd mense nog deur die kerkgeskiedenis gewees wat gesê het, ek is bereid om op te staan en uit te staan. Ek sal bereid wees om te sterf. Daai oorblyfsel is soms die rede dat ons tot inkeer kan kom en tot redding en tot bekering kan kom. Want God se werk is soms stil, maar ek kan julle beloof hy is altyd aan die werk. As jy soms voel jy sien nie die Here se hand nie, kan ek jou beloof sy hand is nog steeds daar. God het nog nooit opgehou nie. Die vyand gaan jou soms oortuig. Jy's alleen in hierdie stryd, en die Here sê hier vir ons, ek wys vir julle. Ek is nog steeds aktief besig. Ek is soms net bietjie stiller, maar ek is besig. Dan Romeine 11 vers 11 gaan bietjie uitbrei op hierdie, waar dit vir ons sê, dis op my eie plek lê. Ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie. Maar deel hulle val het hulle die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak.
En as hulle val, die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie. Want aan julle heidene sê ek, dis ons, vir sover as ek apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening, as ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak, en sommige van hulle kan red. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as die lewe uit die dode? So hier sê Paulus, hy was geken gewees as die apostel vir die heidene. Maar hy sê, ek het hierdie absolute hoop, as die Jode sien, hoe die heidene God begin aanbid, dat hulle ook daai begeerte sal ontwikkel. En julle sal onthou, Paulus het begin by Romeine 9, waar hy sê, my hart breek vir my volk. Hulle wat hulle rug op die Here draai, en Paulus sê, mag hulle deur ons heidene sien wie God is, en mag hulle daai begeerte ontwikkel. En weet julle, vandag nog gebeur het met ieder van ons. Ons moet met so voorbeeld lewe, dat mense na ons kyk as kind van God, en sê, ek soek dit. Ek wil die Here dien wat hierdie ou dien, maar as ons permanent besig is om God te bevraagteken, as ons permanent besig is om God in twyfel te trek voor ander mense, hoe gaan hulle die begeerte ontwikkel om my God te dien, as ons self soms God nie eers dien nie? As ons heeldag en aldag besig is om mekaar te beskinder, mekaar te beswadder, mekaar seer te maak, dink julle die wêreld kyk na ons en sien die liefde van God, en dit ontwikkel hulle begeerte, of het julle al die wêreld gehoor goeie sê soos, as dit 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees. As dit is hoe 'n Christen besigheid doen, wil ek nie met 'n Christen besigheid doen. Dink julle met die manier hoe ons onsself handhaaf, kyk die mense na ons en sê, as dit 'n Christen is, wil ek 'n Christen wees. As die mense na jou lewe moet kyk, daai sal soms agter die skerms gebeur. Daai agter geslote deure, kan jy werklik vandag dood eerlik in jouself wees, dat daai persoon wat jy is die tipe persoon wat mense na gaan kyk en sê, ek wil die God dien wat hy dien. Of gaan die mense sê, as dit is hoe 'n Christen is, gaan ek net so skynheilig wees, ek gaan 'n gesiggie opsit, maar my leefstyl gaan nie die toonbeeld wees van wat 'n kind van God eintlik moet wees nie. En weet julle die ironie van dit is, dis nie net julle nie, dis ek ook. Ek maak ook daai fout. Ek is ook soms moeg. Ek is ook soms geïrriteerd. Ek sê ook soms goed wat ek nie moet sê nie. Ek doen ook soms goed wat ek nie moet doen nie. En weet julle, dan voel ek so skuldig en aangekla na die tyd, en dan dink ek, as iemand my nou gesien het, sou hy 10 teen 1 gedink het, as dit is hoe 'n Christen homself handhaaf, dan wil ek nie 'n Christen wees nie. Ons moet 'n lopende voorbeeld wees, want hierso wys God vir ons, julle, sy plan is so volmaak. Sy eie volk draai sy rug op hom, sodat ons tot inkeer en bekering kan kom, dat sy volk na ons kan kyk en sê, ons wil ook hierdie God dien. Ek wil hê julle elkeen moet julleself vandag hierdie vraag vra, as die wêreld na jou kyk, sien die wêreld die toonbeeld van 'n kind van God? Of sien hulle die toonbeeld van iemand wat voorgee, hy's 'n kind van God? Weet julle wat vir my so kosbaar is van hierdie gedeelte, wys God vir ons dat hy kan jou mislukkings gebruik tot eer en verheerliking van hom. Hy kan jou foute ook gebruik tot eer en verheerliking van hom. Daar's niks wat jy kan doen, wat jy al gesê het in jou lewe wat God nie ten goeie kan gebruik nie. Niks. Die vyand gaan jou soms oortuig, jy is so vuil, jy het dit en dat gedoen, die Here sal jou nooit vergewe nie, hoe kan hy jou gebruik? En dan sê die Here vir jou, kyk na my eie volk, ek sal vir julle wys. Die tekortkominge kan ek gebruik tot my guns. Die tekortkominge sal ek gebruik tot my voordeel. God gebruik juis faalbare mense met al ons foute om ander mense na hom toe te lei. God kan partymal die foute wat jy gemaak het eendag gebruik tot voordeel om iemand anders dalk by God uit te kry. Die dom goed wat jy gedoen het, want ek kan julle beloof, geen situasie is buite God se beheer nie. Geen ding wat jy al ooit gedoen het, het God verbaas en hy het gedink, ek kan dit nou nie glo. Alles wat ons doen, ons moet besef, God lewe nie net in die verlede nie, nie net in die Here nie, maar hy lewe in die toekoms ook. Hy weet wat ons gedoen, en weet julle wat die mooiste mooi van dit is, dit wat ons verkeerd doen, kan die Here ook eendag ten goeie gebruik. Julle, ons gaan foute maak, ons gaan sondig, ons gaan kortskiet. Maar God kan dit nog steeds tot sy voordeel gebruik. Ons kan dom goeders doen, en die Here kan dit nog steeds tot sy voordeel gebruik, maar hierdie gee nie vir ons die groen lig
om te sê, nou gaan ek sondig nie. Romeine 6 het klaar vir ons gesê, want daar was die vraag gevra, moet ons meer sondig vir meer genade? Dan sê hy, nee. Dit gee nie vir ons die groen lig om meer te sondig nie, maar dit sê vir ons as faalbare mens, kan nog steeds deur God gebruik word met ons foute en al. Jy hoef nie perfek te wees vir God om jou te gebruik nie, want hy is perfek. En dis vir ons genoeg. Romeine 11 vers 16. En as die eerstelinge heilig is, dan nie die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, is dit nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof, moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Highlight vir my daai stukkie asseblief. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God, die gestrengheid oor die wat geval het, maar die goedertierenheid oor jou, as jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Highlight vir my daai ook. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want God is magtig om hulle weer in te hent. Want as jy afgekap is van die olyfboom, wat van die nature wild was, en teen die natuur op die makolyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat van die nature is, op hul eie olyfboom ingeënt word. Nou hierdie is nogal 'n mondvol. Paulus gebruik 2 illustrasies om sy punt hier te maak. Die eerste ding is die eersteling in die wortel, en dit verwys waarskynlik na Abraham hulle en die beloftes wat God aan Abraham en sy nageslag gemaak het. En dan die tweede ene is wat hy gesê het, Abraham sal meer kinders hê as die sand op die aarde. Daar's redding vir Abraham se nageslag. Dis waaruit ons kom. Nou hierso sê hy vir ons, die Joodse volk het hulle rug op God gedraai. En dan sê hy, maar dan plant ek hierdie heidene in. Ek maak hulle deel van my, ek trek hulle in. Sommige van hierdie Jode moes uitgekap geword het. En dan word die wilde Jode ingesit, die wild, dis ons. En dan sê God eintlik hierso, ek het my belofte nagekom, wat ek daai tyd al aan Abraham gemaak het. Wat julle weer eens wys, ongeag hoe Israel hulle rug teen God gedraai het, sy plan het eintlik toe nou tot werking gekom. Maar dit is vir my bitter belangrik dat God ons hier waarsku, moenie hoogmoedig word nie, en ek het al soveel keer oor dit gepraat. Ons as Christene trek so graag daai baadjie van hoogmoed aan. Ons kyk so graag neer op die mense wat nie die Here dien nie, so asof ons gebore kinders van God was, gered, gevolge alles. Ons vergeet dat ons was ook soms ongered. Ons vergeet dat ons ook die goed gedoen het wat die wêreld doen. Ons kritiseer die mense so vinnig. Jy wat drink, jy wat rook, jy wat dit, dan dink ek, maar het jy nie gedrink nie? Het jy nie gerook nie? Het jy nie gevloek nie en vloek jy nie soms nog steeds nie? Het jy nie gelieg nie? Was jy nie ook op 'n tyd ver weg van die Here af nie? Maar ons as Christene sit onsself op hierdie pedestal en ons reken, ek kyk neer op jou wat nie God dien nie. En hier sê die Here, moenie hoogmoedig wees nie, want dit was nie jy nie. Dit was nie jou goedheid nie, dit was nie jou werke nie. Dis God se genade. En dan het hy 'n ding wat hy hier so uithaal. En hy sê, vrees God. Nou vrees vir God is nie dat jy bang is vir God nie, maar is 'n nederige eerbied. Want jy weet wie God is, en ek gaan nou 'n bietjie uitbrei op dit. Hy sê hierso vir ons moet volhard in ons geloof, want ons geloof is wat ons by God uitgekry het, nie ons werke nie. Ons het niks om op te roem, om te sê, ek verdien waar ek is, so ek mag neerkyk op die res nie. Nou wat vir my so mooi is van hierdie stukkie nou, ons redding kom deur ons geloof, dan sê hy, ons moet volhard. Maak nie saak hoe moeilik dit raak nie. Ek het nog geen kind van God ontmoet wat al 'n pad met die Here gestap het, wat vir my gesê het, dit was maanskyn en rose van die dag dat ek tot bekering gekom het. Meeste wat ek hoor is mense wat vir my sê, weet jy wat, ek het nogal klippe gekry. Ek het nogal 'n paar moeilike stryde gestry in my lewe. Die probleem is, party mense is nie bereid om te volhard nie, want 'n moeilike ding kom oor hulle pad en hulle bevraagteken, Here, maar hoekom gebeur dit? Paulus skryf dit so mooi en hy sê, ek deel 'n bietjie in Jesus se lyding. So as dit met my swaar gaan, kan ek 'n bietjie begrip kry waardeur Jesus Christus is,
maar is net 'n titseltjie wat hierdie tafel vir ons beteken. So eintlik sê God vir ons volhard, al raak dit moeilik, want weet, God is goed en regverdig altyd. Of ons daarvan hou of nie, of hy by ons plan inskakel of nie, maak nie saak nie. Dis God se plan, want God is perfek. Nou om God te vrees, julle, beteken, jy besef wie hy is. Jy besef wat hy is. Jy besef hy kan doen wat hy wil doen, hy kan doen waar hy dit wil doen, hoe hy dit wil doen. Ons is in geen plek om hom te bevraagteken, ons is in geen plek om sy werke te bevraagteken nie, want ons het respek en ontzag vir hom. Ek het dit al hierso gesê, hoe jy van God en met God praat, gee vir my 'n baie goeie indikasie of jy weet wie God is. As jy met God praat as jou gelyke, as jou pel, die toppie daarbo, het ek vir jou slegte nuus, want jy ken nie God nie, jy weet nie wie hy is nie, en jy definitief nie 'n vrees vir God nie. Nou hierso sal ons in Lukas sien, 'n waarskuwing, Lukas 12 vers 4 tot 5. En ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Moenie bang wees vir die aanvalle wat jy gaan kry nie. Moenie bang wees as die Islamiete eendag vir jou sê ons in jou kop afsny nie, want dit is die minste van jou bekommernisse. Maar ek sê, sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. As Jesus Christus vir jou sê, kry jy vrees vir God. Luister wat hy sê. As jy met God praat of hy jou gelyke is, as jy met God praat asof jy hom voorsê, weet jy nie wie hy is nie, en jy vrees hom definitief nie. In Psalm 50, en ek gaan hom nou nie vir julle uithaal nie, ek het hom nie vir hulle gegee nie. In Psalm 50 waarsku God ons. Hy sal jou ordelik vooroorstel en hy sal jou verskeer. As jy ooit dink jy is soos hy. Vat hierdie waarskuwing vandag. Die enigste ding is jy vandag jy uitvat, ernstig. God moet met respek benader word. Jy moet met respek met God praat en met respek van God praat. Die mensdom om jou moet deur die manier hoe jy van jou Here praat, sien en voel, jy ag God waar hy hoort. Want Jesus is hier vir ons, vrees die ene wat jou siel tot in die hel kan gooi. Nou weet julle, ek het 'n ander probleem wat ek soms ook in kerke oplet, en ek het hierdie gedeelte inteendeel so gesê, moet ek dit sê, moet ek dit nie sê vandag nie. Wordie Baugen praat een keer daaroor. Ons het Jesus sag gemaak. Hy noem dit in Engels the sissified Christ. Ons het hierdie beeld geskep dat Jesus lê in die aande wakker en huil oor ons en ons ongehoorsaamheid. Kan ek gou vir julle sê wie is Jesus? Openbaring 19 vers 11. Jy wat dink jy praat met God of hy jou gelyk is. Jy wat dink jy sê God voor. Jy wat dink Jesus huil oor dit wat jy verkeerd doen. Openbaring 19 vers 11 tot 16. Hoor gou wie is Jesus as hy terugkom. Die Jesus wat terugkom. Die Jesus wat ons veronderstel is om te dien. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Ek was so bly toe ek hierdie swaard vanoggend hier voorsien. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. Hy is in bloed, soos wat hy sy vyande verslaan het, maar ons dink hy sit in chunk oor ons in die aande. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en met rein fyn linne en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan en hy sal hulle met sy ysterstaaf regeer en hy trap die paarskryf van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van konings en die Here van Here. Dis die Jesus wat ons dien. Die Jesus wat ons dien is nie 'n sagte Jesus nie. Die wêreld het 'n beeld geskep dat Jesus sag is. Hy sal vir ons gelyk maak. Ons dink ons kan God hiet en gebied. Ons dink ons kan van Jesus praat of hy ons gelyke is, dan sê die woord van God vir jou, besef wie Jesus is. Hy sal vir jou breek. En as hy jou gebreek het, is dit omdat jy het verdien het.
Ons het hierdie beeld geskep dat ons met God, met Jesus, die Heilige Gees gemaak soos wat ons wil. Die woord van God sê vir jou, ons almal, gee nie om wie jy is nie. Christen, nie Christen, Jood, Heiden, Islamiet, ek gee nie om wie jy is nie. Ons almal gaan eendag voor die Here Jesus te staan kom. Weet julle wie is hierdie Jesus? Jy gaan of aan die regte kant wees of aan die verkeerde kant. Dis dit. Jy gaan nie die dag wat Jesus terugkom, hier staan nie, en hy gaan die geleentheid gee dat jy jou saak kan pleit nie. Hy gaan verslaan wie verslaan moet word. Sy kleed gaan rooi wees van die bloed van sy vyande. Vat weer hierdie Jesus ligtig op. Die dag wat hy jou gelyk maak, is jy in geen posisie om hom te vra hoekom hy dit gedoen het nie. Dis jou eie toedoen gewees. Ons moet vir God begin respek gee. Die respek wat hy verdien, want ons weet wie hy is. Ek gee nie om wie jy is nie, maar jy sal eendag die werklikheid van God beleef. Jy wat dink dit wat jy vandag doen is maar oukei. Dit gaan maar oorgesien word. Besef jy wie is die God wat dit raak sien? Besef jy wie is die God teen wie jy sondig? Jy sondig teen 'n heilige, alomteenwoordige God wat alles hoor, alles sien, alles beleef wat jy doen. Dan vat ons dit ligtelik op. Môre doen ek dit maar net weer. Ek kom kerk toe, ek sê, Here vergewe my, ek gaan ophou skinder, maar as ek hier uitloop, kan ek nie wag om te skinder nie. Here, ek is lief vir my boeties en sissies, maar as ek hier uitloop, haat ek my boeties en sissies. Here, ek wil soos 'n kind van U lewe, maar as ek hier uitloop, lewe ek soos die wêreld. Hoeveel keer doen ons dit nie? Julle besef, hierdie is die God teen wie ons dit doen. Beskinder my, beswaarder jou boeties en sissies. Daai sondig jy teen 'n lewende God. Hy gaan dit eendag vergeld. Wil ons daai risiko vat? Wil ons eendag die risiko vat dat God vir jou sê, jy staan aan die verkeerde kant, boetie, want met jou mond het jy jou getuig, maar jou hart was nooit by my nie. Jy het gebid, jy was voor in die kerk gewees, jy het Bybel gelees, jy was oral betrokke gewees, maar jy het nooit jou hart vir my gegee nie. Ek ken jou nie. As jy vandag hier uitry, gaan besin oor die dinge wat jy doen, wat jy weet jy nie moet doen nie, en vra vir God om vergifnis. Bely jou sondes voor 'n lewende God. Want as jy sondig jy teen hom. En as daar een ding is wat die Bybel onder andere vir ons wys wat God haat, is dit sonde. Klein sonde, groot sonde. God haat dit, want hy is volmaak en hy is perfek. Streef na heiligmaking soos wat die Here dit van ons verwag. Romeine 11:25. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie. Dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloos Here van Jakob afwend. En dit van my kant verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Want die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders. Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsaamheid. Julle besef dit. Ons was ook op 'n tyd ongehoorsaam aan God. So het hulle ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat julle ook barmhartigheid kan ontvang. Want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees. 'n Verharding met die meerderheid van Israel het hier gekom. En Paulus spreek dit aan. Baie van die Jode het die Christene gehaat vir die feit dat hulle Jesus as die Messias gesien het. Hulle het hulle harte verhard. En dan sê die Here, weet jy wat, ek gaan vir my ander mense uitroep. Ek gaan vir hulle die geleentheid gee om na my toe te kom met die hoop. Sê Paulus hierso dat die Jode gaan kyk en gaan dink, maar hoorie, wag. Daai was eers vir ons beskore gewees. Daai beloftes was vir ons gewees en nou gee die Here dit hier vir die heidene. En hy sê hopelik maak dit hulle so jaloers dat hulle sal terugkom na God toe. En dan sê hy hierso en die hele Israel sal gered word, wat eintlik verwys na die etniese Israeliete. Die Jode, waar God sê, weet jy wat, ek het nog steeds nie opgegee op hulle. Hy het nog steeds 'n belofte met sy volk. Hy het nog steeds 'n verbond met sy volk, maar nie almal
gaan tot inkeer kom nie, maar hy sê tog op die einde, gaan daar 'n groot getal van hierdie Jode gaan eendag omdraai en erken wie Jesus Christus is en wie God is. Nou die plan van God het nooit verander. Weet julle, God het nog nooit opgegee op die mensdom. Sy beloftes staan. Van daai tyd tot nou staan daai beloftes. Dis net vir my hartseer, want ek sien soms hoeveel Christene verhard ook hulle harte. En nou gaan ek vir julle die realiteit hier vertel, dat ons dink soms sekere mense is onkeerbaar, onbekeerbaar. Hulle kan nie draai nie. Ek meen, julle almal het iemand in julle gedagtes nou. Dink aan daai een persoon wat jy weet so ver van die Here af is. En dan dink jy by jouself, daar is nie 'n manier wat daai ou ooit by die Here sal uitkom. Ek het meer as een nou waarna ek kan dink. Die ironie van dit is, ons kyk partymal na mense soos daai, dan sê ons as God hom kan red, dan kan hy enige iemand red, sonder dat ons soms besef dat dit was dalk jy. Ek weet vir 'n feit, daar's mense na Roan Marie gekyk en gesê, as die Here daai ou kan red, kan hy enige ou red. Maar ek moes op 'n punt gekom het dat ek gesê het, Here, ek gee vandag oor, ek erken wie U is as my God. Ons gee soms op mense waar God dit nie doen nie. Ons verstoot soms mense waar God sê, ek verstoot hulle nie, my plan is nog steeds volmaak. Wie is julle om te besluit? Wie kan gered word en wie kan nie gered word nie? Ek kan vandag getuig dat as God jou roep, dan sal hy dit voltooi. Ek was hardkoppig, ek was van die pad af, ek was so in die wêreld vasgevang, julle, ek was die toonbeeld van wat dit was om 'n gemors te wees. Ek vertel by die Midlife Drivers Vrydag so grap en gewys. Ek was regtig daai ene wat die mense jou oor gewaarsku het. Ek sê maar hy begin dui. Bel mense al ma en sê vir hom, pas op vir hierdie laaitjie. En ek het dit verdien. Ek sê kwaad vir daai mense nie. Hulle het eintlik die regte ding gedoen. Ek sal verwag hulle doen dit eendag met my kind ook. En die Here het gesê, Roan, ek het jou geroep, so maak nie saak wat se gemors jy is nie. Maak nie saak wat se washout jy is nie, want ek was jou skoon. Ek vernuwe jou. En ek sal jou eendag op 'n kansel sit. Ek het nie myself hier gesit nie, dit beloof ek. As jy my ontmoet het in 2016, teen wie ek vandag was, Simon, hy sê dit gereeld vir my. 180 grade draai aan die ander kant toe, want dit is wat God vir ons doen. Dis nie wat ek gedoen het nie. Dis nie ek wat oulik is nie, dis nie ek wat grand is nie, groot vir my, julle. Ek het nog steeds baie foute. Maar God sê vir jou, ons het geen plek om te besluit wie kan gered word en wie kan nie gered word nie. En dan hoef God nie sy metodes om ons te verduidelik. Die manier hoe hy jou by hom uitkry, hoef hy nie aan jou te verduidelik nie. Ons moet net vertrou. Nou hierdie laaste gedeelte van Romeine 11 is vir my eintlik so kosbaar. Hy gee vir ons die titel lofsang. Romeine 11 vers 33. Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onaanspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat hy hom vergeld moet word? Want uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou julle, 'n paar dingetjies wat ek hier vir julle vlugtig gaan uithaal. Ek het nogal 'n nota hier gemaak in my Bybel wat sê God raadpleeg niemand. In my studie Bybel het ek gesê God does not need a counselor. Ons hoor soms predikante wat vir jou sê, gee so baie dat God jou skuld. Het julle dit al gehoor? Of wie het hy eers iets aan hom gegee dat hy hom vergeld moet word? God skuld jou niks. Jy kan alles gee wat jy het. God skuld jou niks, want alles wat jy het kom van God af en enighuis. Hou op dat mense vir julle twak leer dat jy moet meer gee om meer te kry, want dan skuld God jou. Ek hoor baie predikante sulke twak kwytraak. Die woord van God sê hy skuld jou niks, want alles is syne. Dan hoor ek predikante wat sê, God raadpleeg my, 'n arrogante predikant wat sê God kom in sy studeerkamer in, dan raadpleeg God hom. Ons toets wat mense sê teen die woord, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Niemand. Ek beloof julle, God het ons 'n klein bietjie kennis nie nodig nie. God het ons insaag definitief nie nodig nie. God skuld ons niks. Ons het soms hierdie idee geskep, dat as ek tot bekering kom, dan moet die Here vir my gee. God sê vir dit wat jy reeds het, is al klaar vir my af. Ek het deur daai stryd gewerk persoonlik. Ek kom tot bekering en ek verloor amper alles.
Dus ek vir julle sê alles. En van my vrae daai tyd was, Here, maar ek dien nie nou, ek doen wat U wil hê ek moet doen, hoekom gebeur dit met my? In steede daarvan om te sê, Here, dit maak nie saak nie, U is in beheer. As U voel, U moet iets wegvat uit my lewe uit, was daar 'n rede vir dit gewees. As ek 'n afgod in my lewe gehad het en U vat dit weg, al hou ek nie daarvan nie, dank ek U vandag dat U my nommer 1 geword het. Ek dank U vandag dat ek besef wie U is. My beperkte kennis gaan geen impak op God maak nie. My arrogansie, want ek dink ek weet beter, gaan geen impak op God maak nie, en dit maak nie saak hoe grand jy is nie. Maak nie saak hoe slim jy dink jy is nie. God het jou insaag nie nodig nie. Want God weet alles, ken alles, en hy sien alles. Julle weet, dit is my eintlik so mooi wat die Here sê, hy het ons so min nodig, dat hy sal wat die klippe uitroep. Ons sit onsself partymal in 'n posisie waar ons dink, God het 'n probleem sonder ons. Die realiteit is, ons het 'n probleem sonder hom. Dis dit. Ons moet besef wie God is. Redding is God se werk alleen. Ons kan nie onsself red nie. Ons kan nie ons redding verdien nie. Ons kan nie vir ons redding werk nie. God is soewerein, sy planne is soewerein, sy uitkoms op sy planne is soewerein. Ek wil by julle pleit vandag, moenie jou hart teenoor God verhard nie. As dinge nie uitwerk soos wat jy wou gehad het, dit moet uitwerk nie. As jou lewe nie is wat jy wou gehad het, jou lewe moet wees nie. Moenie jou hart teenoor God verhard nie. Want ek beloof jou, God weet beter. Daar was kere wat ek ook die vraag gevra het. Here, as U werklik lief is vir my, hoekom gebeur dit? Here, as U werklik lief is vir my, nou suffer my vrou en my kinders. God se plan was perfek in daai tyd ook gewees. Ons moet soms net besef, hou op om God te bevraagteken en sê, Here, waar ook al U my nou het, is waar U wil hê ek moet wees. Weet julle, ons word soms geestelik blind en dit is gevaarlik. En dis soms ons eie toedoen. Jy maak keuses wat teenstrydig is, dan blameer ons God vir die uitkoms. Ons gee partymal gehoor aan die wêreld. Ons gee partymal gehoor aan swak advies, dan blameer ons God vir dit. Jy doen soms goed wat jy geweet het jy nie moet doen nie, dan sê jy kwaad vir die Here as dit nie uitgewerk het nie. God sê vir jou, ek is in beheer. Of jy daarvan hou en of jy nie daarvan hou nie. Dit maak nie God se waarheid minder nie. As God se woord vir jou sê, doen 'n ding, al hou jy nie daarvan nie, dan doen jy dit van God se woord sê, dis wat ons doen. Die fout lê nie nooit by God nie. Die fout lê altyd by ons. God maak nie foute nie. Ons maak foute. En besef vandag een ding, as ek vir julle wil vra, hou aan dit vas, God is nog nie klaar nie. God is nog nie klaar met een van ons wat hier sit. Die dag wat die Here nie meer in jou lewe werk nie, het jy eintlik 'n probleem. Die dag wat die vyand jou nie meer aanval nie, het jy 'n probleem. En ek sê vir julle, ek het mense in my binnekring wat dit sal getuig. Vrydag aand sê Bianca vir Simon, toe hulle ons groet, sy sê, hoorie, jou man beter slaap. Hy's moeg. Want the battle is real. Die geestelike oorlog waar ons is 'n werklikheid. Die vyand probeer jou afmat. Die vyand probeer jou moeg maak, want hy probeer jou stil kry. Moet dit nie toelaat nie. Want dit is ook deel van God se plan. Al wat ons moet besef en wat ons moet getuig vandag. Here, alles is uit U. Alles is deur U. Alles is tot U. Want aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Sluit asseblief maar die oë. Liewe Here, baie dankie vir die waarhede wat ons in die skrif lees en baie dankie vir dit wat U ons leer. Here, die stryd is ons nie lekker nie en ons word soms afgemat. Here, maar dit is vir ons kosbaar om te weet U is nog steeds in beheer. Dit is vir ons kosbaar om te weet ons kan enige tyd draai na U toe, Here, en U sal ons weer versterk. U sal ons weer bemoedig. Here, en al gaan dinge nie soos wat ons wil hê dit moet gaan nie, het ons gelukkig die vrede in ons harte dat U is nog steeds in beheer. Here, my gebed vandag is dat ons sal besef wie U is. Dat ons besef, as ons 'n vrees vir U het, is dit uit respek uit, want ons weet wie U is. Here, my gebed vandag is dat mense sal sien, ons weet wie U is, ons weet waarom U te plaas, ons weet hoe om U te aanbid. Here, mag ons U nooit voorsê nie. Mag ons nooit dink U het ons advies nodig nie, maar dat ons altyd by U sal beraad. En dat ons sal vrede hê en berusting sal hê in wat ook al U uitkoms is, God, want U is soewerein en U is so perfek.
Ons menslike verstand kan nie begryp hoe perfek U is nie. Here, net soos wat ek weet, U nie op die volk opgegee het nie, het U dog nie op enige een van ons opgegee nie. Here, ek dank U dat U in ons almal se lewens werk. Here, en dankie dat ons weet, U is net 'n gebed ver. U is met ons, U is saam met ons kan enige tyd met U praat. Here, en dis wat U seun vir ons in hierdie kruis bewerkstellig het. Mag ons dit nooit, maar nooit vergeet nie, maar altyd in dankbaarheid teenoor U kom. En dat ons U sal plaas op die troon waar U hoort en ons self daar sal afval vandag. Dis my gebed in Jesus naam. So ek los julle met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. In Jesus naam alleen, amen en amen. Julle, dis vir ons